iemand met 'n getuienis? Terwyl Eben en Elmarie en myself en hy regmaak, ons het nog vir die verrassing vanaand. Ek het so 'n bietjie gesukkel met hierdie ding. 'n Bietjie uit oefening uit, maar ek beloof volgende keer sal ek 'n bietjie beter kiel. Prys die Here. Ek heb 'n oefen nou al 'n rukkie en daar is maar nou die gedeelte van 'n skare mense, so vergewe hom as hy misvat. En ons op hierdie kant, maar ons gaan vanaand hier bedien met so 'n paar woordjies van ons eie. Prys die Here. As jy net vir my die woorde sal opsit. Prys die Here. Is daar nou nog getuienisse? Kan ek die waarborg? Ek het nie veel hand daarin nie. Ons hoor Eben raak weg daar in die huis met 'n stukkie papier wat hy by Suster Marie Louise gekry het. En sy suster het so 'n klaviertjie. En Suster Elmarie kom klop daar in die deur, sy sê vir my, "Hey, kom hoor hierso. Iets het gebeur." Halleluja. Die volgende moment vang die ou nood. Halleluja. En ons hoor daar kom 'n bereiking deur en nou kan ons hom nie keer nie. As ons weer sien as hy agter die klavier. Maar ek glo die Here gaan ons seën. Dankie mense, dit het jou insaai. Hy hou julle dop, hoor. Hy luister wat julle doen en dan doen hy dit beter. Ek watch it. Prys die Here. Ek spot vir die beter doen. Hy doen regtig sy beste en ek weet nou nie of daar meer instrumente is in die huis wat hy nie kan speel nie. As ek hom weer sien, dan trek hy weg met 'n ding en dan doen hy dit, maar ons dank die Here daarvoor, want ons talent moet vooruit gaan, is dit nie?
Ek het altyd gesê ons moet 'n jeugdband bymekaar maak. Ek dink nie dis ver nie, ons die ouens moet oplei dat ons kan spoed vang. Ons skoor drommers hoor. Nou geliefdes, vanaand wil ek met u praat oor 'n onderwerp as ons die transparant kan opsit of dis wat ook gegee het net daarachter. Ek wil met u praat oor die posisie van gebed. Mense, is daar 'n regte posisie, 'n enigste posisie om te bid? Ek glo dit nie so nie. Maar prys die Here vanaand vir sy evangelie, vir sy waarheid en vir sy krag. Nou ek weet nie of ons 'n bietjie groter kan maak nie. Maar hierdie kom al 'n paar jaar saam met my en ons begin met hierdie woorde vanaand. Gebed is die enigste manier om werklik die Here te leer ken. Ons het gesê, daar moet 'n persoonlike ontmoeting wees met Jesus, anderste, wat is 'n gesprek met iemand wat jy nie ken nie? Daar moet 'n ontmoeting wees, soos wat Moses by die bos gekom het, daar die brandbos, wat aan die brand was, en hy daar ervaar, daar is 'n krag en 'n heerlikheid wat van God af uitgaan. Om nie goed vanaand gepraat, ek kan onthou dit was in die dae toe hulle gebid het. Nou, let wel, dit het nie soveel so gegaan oor die samesyn, dit gegaan oor gebed. Want die woord van die Here leer ons dat die gebed van die regverdige dra veel krag. Niks krag, bietjie krag. Groot krag. Nou, hoe is dit om met die Here te praat? Eenvoudig weet ons praat met die Vader. Ons het in die Afrikaanse taal letterkunde geleer dat jy nie net na jou pa gaan en sê jy en jou nie. Jy gaan nie na die Here toe en sê jy Here dit en dis en so nie. Verskoon my woorde. Maar baie mense het die geneigtheid om na die Here te nader en te probeer neerkyk op wie hy is. Verder, hoe sal ons ooit weet wat die planne van die Here is, as ons nie in gesprek met hom kan gesels? As ons nie met die Here praat nie, hoe sal ons weet? Luister, hoegenaamd nie sê ek dat die Here jou lewe vir jou gaan lewe nie. Hoegenaamd sê ek dat die mense verstaan die ding in die kerk ook verkeerd. Profesie is nie daar om vir jou elke dag te lei na wat se plek jy moet gaan nie. Die Here is so gentleman dat hy jou toelaat om jou lewe te lewe soos wat jy kies om dit te lewe. Hy meng nie eers daarby in nie, maar mense het profesie en hierdie tipe dinge begin te sien as 'n kristalbal, waarna hulle toe kan keer om die Here partykeer die skuld te gee vir dinge wat in hulle lewe gebeur. Eina, dis die waarheid. Baie mense begin te kerk toe gaan, jy's net vir dit. En dan sê die woord van die Here, julle het in my naam geprofeteer, en in my naam duiwels uitgedryf, en die siekes het gesond geword. Maar dan gaan hy sê, ek ken julle nie. Wat sê die Here vir ons wanneer hy sê, ek het jou nie geken, gaan weg van my af. Ons het geen lewende verhouding met hom aangeknoop nie. Weet jy geliefdes, vir 'n kind van die Here is gebed niks anders as 'n asemhaling vir jou daaglikse geestelike lewe. En dan sê mense vir my, nie almal kan bid nie. Ek gaan nie vertel, dis nie die waarheid nie. As jy gesprek kan voer vanaand oor 'n telefoon, oor 'n WhatsApp, begin met die Here praat, op dieselfde manier. Ek dink, daar's 'n paar mense wat hulle taal gebruik heeltemal gaan verander. En hulle gaan begin te mooier praat oor die algemeen, as hulle weet met wie hulle werklik praat. Elke lidmaat van die kerk behoort te kan bid. Nie openbaar bid nie, maar 'n verhouding met die Here te kan hê, om ten enige tyd met hom te kan gesels. Dit beteken die Here wag daar buite vir my en u.
om net die stilte te breek en met hom te praat. Daar is gevalle waar die Here kom en praat met mense wat hy uitverkies het. En mense wat hy geroep het vir sekere take vir hom, wat hy die stilte breek. Ja, dit gebeur. Maar dit gebeur nie altyd nie. So die Here wag vir jou om hom te nader. Hy forceer homself nie af op jou. So met ander woorde, wag die Here vir my en u om met hom te kom praat. En daar is 'n paar gevare, en hulle almal is in bidde en bedeloosheid. Wanneer 'n volk bedeloos word, dan is die pad baie styl of baie gevaarlik na die onderkant toe vinnig. Want weet jy wat gebeur met 'n volk en 'n volk wat nie bid nie? Hulle begin die wil van die Here kwyt raak, heeltemal. En dan soek hulle fout, nie by hulle self nie, maar by almal anders. En hulle hoor nie by die Here wat die waarheid is. Weet jy, so 'n persoon is 'n gevaarlike persoon. Dis iemand wat aan 'n tipe kompleks kan lei, so 'n geestelike kompleks. En hulle is baie vinnig om name te noem en dingetjies te sê. In my dae was dit so. En ek het dit so gedoen. Hoor jy wat word verheerlik wanneer iemand soos daai praat? Ek, my, maar waar is die wil van die Here? Saam met gebed is die ondersoek van jouself en die woord van God absoluut belangrik. Wanneer jy die woord van God begin te ken en jy begin te verstaan, soos wat ons vanmôre gesê het, wat sy wil is vir ons, dan lei hy jou na paaie toe van rus. En hy bring jou na stil wees in tye wat onstuimig is om jou. Want hy gee vir jou die vaste vertroue dat selfs deur hierdie dinge jy kan deurgaan. Ek het 'n gesegde wat ek baie keer gebruik, en dan sê ek hierdie woorde: this too shall pass. Hierdie sal ook verbygaan. Want weet jy wat, geliefdes, die Here lei ons in gebed om baie dinge te mis. Ons het al gehoor vanaand van baie naby ongelukke en ongelukke. Nou as die Here nie in een van hulle was nie, dan kon daai ongeluk baie erger gewees het. Of daai iets het gebeur vir 'n oomblik met 'n doel. As ons by die Here sal gaan hoor, maar hoekom laat jy 'n klomp bye vir hom aansteek? Wie sê die vyand was nie wagtend by daai grensmuur om 'n plaasaanval te kom loods? En weet jy hoe bang is daai volk vir bye? Ons hardloop vir 2-3 dae en een weg vir bye. Ek is fatlik jou. Maar wat as dit so was? Ons sal nie weet nie. Die Here alleen weet hoekom sekere dinge gebeur. Waarom sou u sê met 'n mens bid? Waarom? Iets gehoor? Waarom? Nommer 1, om daardie verhouding tussen jou en die Here te versterk, ja. Daar is soveel gedeeltes hierin, dat jy moet bid. Ek het nou gesê, vir 'n kind van die Here is dit sy asemhaling, sy geestelike asemhaling. So, as iemand nie asemhaal nie, wat gebeur met hulle? Hulle sterf. As jy geestelik nie asemhaal nie, dan sterf jy, geestelik. Jy gaan in 'n tipe trauma, tipe, hoe gaan hulle, in 'n koma. En daai koma, daai geestelike koma, is een van die moeilikste dinge om uit te kom. Die enigste remedie daarvoor is om weer te begin te bid. Nou geliefdes, moenie vir my sê dat jy nie tyd vir bid nie. Jy het tyd vir baie ander dinge. Daar's 'n mite gekoppel aan tyd. Ek het nie tyd nie, weet jy, pastoor, hoor jy so, nou gisterand toe jy gesit en TV kyk het en jy het 'n uur en 'n half lank 'n movie gekyk. Kon jy dit nie ingeruim het
10 minute iewers in daai ure en 'n half. Om net met die Here te kommunikeer. Maar jy het 'n movie gekyk wat jy gesit en frustreerd, jy gesit en visvang, en koppie het so gemaak, en jy het jou tyd gemors, jy kon in die bed gelê en geslaap het. Is dit nie so nie? Maar iewers as jy met die Here in kontak begin te kom het, dan sê jy agtergekom het, ons het gepraat vanmôre, hy laat jou toe in sy rus. Jy begin te rus en vrede kry vir jou siel, wanneer jy met die Here praat. Daar's soveel ander dinge. Hy kom in die dag van benoudheid, sê hy roep my aan, en ek sal jou uitdaag. Maar nou het ons dit tot 'n punt toe gekry dat ons spaarwiel Christen geraak het. Weet jy wat is 'n spaarwiel Christen? Dis daai ou wat die Here uit die kattebak het gaan haal net wanneer hy hom nodig het. Dan roep ons hom net aan in die dag van benoudheid. Hoekom dink jy kom daar soveel benoudhede oor kinders van die Here? Want dis al wanneer hulle met die Here wil praat. Nou is die toelaatbare wil van die Here daar, en die moeilikheid kom, en die moeilikheid kom, en dan praat ons vandag met die Here. Weet jy, wie praat die hardste met die Here? Die honger ouens. Dan wil ek vir sekerheid dan honger en dors na die Here. En wanneer jy honger en dors na die Here het, dan raak dit vir jou eenvoudig 'n wil om te kan bid. Jy sien, ek het daai prentjie opgesit met 'n doel vanaand. En die Bybel gaan vir ons 'n paar maniere wys om te bid. Nommer 1, is dit verkeerd om te sit en bid? Is dit verkeerd? Dan gaan ek vir die skrif gee. Ek gaan dit in Engels doen. Die King James weergawe sê die volgende, hy sê, and David the king came and sat before the Lord. Hy het voor die Here gaan sit. En ja, het gesê my ma, my oupa was 'n baie stil en rustige mens. Maar tog het hy die diepte van die Here geken. Op die volgende manier het hy gegaan. En hy het 'n stoel gaan trek tot op sy bidplek. En dan het hy 'n stoel teenoor daardie stoel opgetrek. En wanneer hy gaan bid het, dan nooi hy die Here vir 'n gesprek. As die Here kom sit hier, dan praat hy met die Here, soos wat die Bybel sê, Moses vir God geleer ken, soos 'n vriend van aangesig tot aangesig. En dan sit hy en dan het hy gesprekke met die Here. Ek dink van buitekant af so dit gelyk het, hierdie man het dit verloor. Net hier sit hy om met 'n leesstoel en praat, hoe dan nou? Ek weet nie. Maar ek wil vir u sê, ek weet, daar was 'n vrede by hom wat min mense kon begryp, wat ander mense beny het. Want wanneer hy tot by die Here was, en hy uitgekom het, dan lyk hulle of hulle loop op die wolk, het jy dit al gesien. Daar se hoopvolle mense stap, wanneer hulle van die Here af beweeg. Ek gaan nie die res van die skrifte lees nie, jy begryp dit, jy kan sit. Nehemia, ons gaan na die volgende ene toe, en jy sal sien, Nehemia 9 vers 5, in 'n staande posisie, sê die boek, Nehemia 9 vers 5, en die Leviete, Josua en Kadmiel, Bani en Hasbania, Serebia, Odia, en 'n klomp ander name, staan op, loof die Here, julle God van ewigheid tot in ewigheid, en laat hulle u heerlikheid naam loof, wat bo alle loof en prys verhewe is. Hoe het hierdie persoon gestaan voor 'n volk te gebid? En baie mense sê, hoor, as jy bid moet jy moet kniel. Kniel is 'n goeie ding, maar ek kom nou terug by wanneer dit nodig is om te kniel. En hoekom dit nodig is. Jy sal my sien in 'n bidtuur, lê ek strek myself baie keer reguit uit voor. Maar dit is my manier, om nie net, ek raak nie gemaklik, dit is vir my baie ongemaklik, as jy babbel het, dan sit jy om reguit te lê op jou maag hoor. Ek sê jy as 'n ou rukkie gelê het, om flippie, dan so ribbebene seer hoor. Want alles druk aan my kant toe, prys die Here. Markus sê, daarom sê sommige van hulle wat daar staan vir hulle, wat maak julle dit, dat julle die vul losmaak, dan bid hulle, en hulle praat met die Here, terwyl hulle besig is om dienswerk te doen. Lukas 18 vers 13, en die tollenaar het ver weg gestaan. Nou die ryk man het daar gaan kniel voor almal, en hy het 'n show opgesit en gesê dankie, dat hy nie soos hierdie tollenaar is, by die tollenaar het eenkant in 'n hoekie gaan staan in nederigheid, en gesê, Here, vergewe my, ek is 'n sondaar. En nou praat die Here oor hierdie tollenaar,
en hy het sy gebed gehoor. Hy het hom gebruik as 'n voorbeeld van iemand wat na die Here toe kon gaan, al het hy gestaan. Die tollenaar, sy gebed word deur die Here verhoor, al staan hy. Vanaand doen ek iets hier voor hier, ek is baie lief daarvoor. Vanaand in die kerk loop ek baie. Ek wil almal so 'n bietjie in die oë kyk, betek jy. Maar weet jy wanneer jy loop? Vanaand wanneer jy loop. Ek sê die pastorie is ek dankbaar. Daar steels in meeste van die gange waar ons vir die Here gewerk het. Want ek dink as haar mat was het ek 'n lynspoor in hom geloop. En wanneer ek besig is met die Here om my voete nie stil staan. Dink jy dit is toelaatbaar om te loop en bid? Ek dink dit is. Nou kan ons kyk, ons kan nou al sit. Ons kan staan en dan kan ons loop. 2 Konings 4 vers 35 sê, daarop het hy teruggekom en in die huis 1 keer heen en weer geloop, om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. Hierdie was Petrus, toe hy gaan bid het vir 'n sieke, die seun het 7 maal genies, en die seun het sy oë oopgemaak. En weet jy wat, terwyl hy in ernstigheid is, weet jy, ek weet nie of jy dit ervaar soos ek nie, ek is so 'n bietjie besig van geaardheid. En as julle dink die kinders is besig, ek was 'n bietjie rower hoor. Maar as ek voel, daar's iets wat my dryf, dan loop ek program. En as ek begin te loop en ek voel baie keer 'n angstigheid, dan begin my voete beweeg. En as my voete beweeg, dan raak my brein in die beweeg. En as my brein in die beweeg raak, ek weet nie of dit is van die mate van suurstof wat ek inneem en die bloedsomloop wat nou lekker werk nie, maar dan voel ek kommunikeer lekker met die Here. Wanneer 'n ou loop, is dit? So ou kan loop en bid. Dink aan mense wat in die verkeer in Johannesburg vir baie jare gaan werk het en dan moet hulle loop van gebou tot gebou, of in besighede waar hulle kan loop. Jy het nie tyd om gegoed te kniel op pad na 'n vergadering toe nie. Loop dan in bid. Vra die Here om jou paai vir jou gelyk te maak, waartoe jy op pad is. Vrouens wat in die kombuis werk, terwyl jou hande besig is, en jy maak 'n inkomste daarmee, weet jy, dis die lekkerste plek om te bid vir 'n vrou. My ma het al die jare gesê, terwyl sy die besem vat, en sy sing nie net 'n koortjie nie, en praat sy met die Here. En terwyl sy besig is om 'n brood te knie, dan praat sy met die Here. Is dit so susters, broers wat bak en kook ook? Dis dieselfde vir jy. Wanneer jy aan die beweeg raak, dan praat jy lekker met die Here. Nou is daar 'n absolute posisie van oorgawe. Die absolute posisie van oorgawe is om te kniel en te buig voor die Here. Dis die plek, soos die Engelsman sê, the place of surrendering. Wanneer jy op jou knieë met jou voorhoof op die grond kniel. En dit is opgeskryf in soveel plekke in die Bybel, maar Eksodus hier by die 34ste vers 8, of 34ste hoofstuk vers 8 sê, toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval. Toe die grootheid van God daar kom, hoor die broer, ek weet nie wie kan staan in die heerlikheid van die Here nie. Ek ervaar dit eenaar terwyl ons besig is, staan ek op 'n plek agter die dromme, ek het die mikrofoon in die hand en ek sing, en ewe skielik is die heerlikheid van die Here binne in die gebou. Die mense sing lekker, maar ek is besig om kontak te maak met die Here, en ek voel ewe skielik, maar my bene gaan my nie hou nie. Daar's net een plek dan broer, jy gaan grond toe. Dit moet nie net te val nie, jou bene gee nie net in die, jy die keuse om te buig hoor. En ek buig voor die Here, en die Here raak my aan, en ek besef, die Here het sy salwing gestuur vanmôre op 'n unieke manier. Partykeer wanneer die salwing kom, is dit nie net weg oor dans nie. Partykeer is dit nodig om te kniel voor die Here in aanbidding. Vanmôre terwyl die diens aangaan, en ek ervaar, die Here se salwing is hier, toe ervaar ek sy stem sê vir my, ek wil aanbid wil. Weet jy wat ek sê? Ek wil aanbid wil. As ons oorgegee het na die wil van die Here vanmôre,
het hierdie diens dalk nog nie geëindig vandag nie. Dis niks verkeerd om te koordans. Mense ervaar dit anders. Maar sou ons vanmôre die Here aanbid het, waar sou dit heen gegaan het? Die diepste vorm om God weer te eer. Nehemia 8 vers sê, Israel bless the Lord, the great God, and all the people answered, Amen. Who have lifted up their hands and bowed their heads in worship to the Lord with their faces to the ground. Weet jy, elke Vrydag gaan miljoene mense na 'n tempel toe. Hulle sluit hulle winkels se deure en hulle gaan buig voor 'n afgod. Wie is ons om nie voor die enigste waaragtige lewende God onsself te wil buig nie? Hoe groot is ons dan van onsself? So dit is nodig om voor hom te buig met tye. So ja, jy kan loop, jy kan staan, jy kan sit, maar hierdie is wanneer jy ernstigheid met die Here bedoel, dan kniel jy met jou gesig na die aarde toe. Psalm 72 vers 11 sê, ja, al die konings sal hulle voor hom buig, al die nasies sal hom dien. Weet jy, die konings sal hulle buig. Die woord van die Here sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. So hoekom begin ons dit nie nou al beoefen om ons knie te buig? Want ek weet as ou ouer raak, ek beleef dit nou al. Maar weet jy sukkel om te buig, jong, want as jy gebuig het, sukkel jy om op te kom. Is dit so? Vir die ouer manne, dit is so. En vanavond as jy so 'n bietjie gewigtig raak in die middel, dan raak hy bene swak onder die broek. Maar daar is hulpmiddels. Ek kniel naby die bedkassie en naby die bed. En partykeer kruip 'n ou Jan. Daar gaan jy terug na die plek toe waar jy jouself kan opbel. Kry die mense jammer wat nie die ervaring op hulle knieë kan kry nie. Die volgende ene is staande met hulle hande in die lug. Ek wil dit die hands-up posisie noem. Die hands-up posisie. As Cowboys in groep gespeel het en jy was die cowboy, dan sê jy freeze of hands-up. Onthou jy dit? Dit beteken is om die volle oorgawe posisie om oor te gee na die Here. Ek weet, dit is nou anders dan van die ander kerke, hulle staan so, ek weet nie of dit maar net 'n verwagting is nie. Die charismate staan so, die Pinksterouens staan so. Maar weet jy, wanneer jy die Here loof en prys, wanneer jy hom aanbid, dan surrender jy alles na hom toe. Daar skrifte daar 2 Kronieke, sê toe het hy gaan staan voor die altaar van die Here teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei. Ek staan voor die vanaand. My hande is nie gehands-up vir jou nie. Dis vir die Here en vir hom alleen. Is dit interessant om dit te hoor wat jy hoor vanaand? Ek haas myself, ons gaan op lekker kuier. Salomo het op die koperverhoof gemaak en dit in die middel van die voorhof opgestel, 5L sy lengte, 5L sy breedte en 3L sy hoogte. En hy daarop kan staan en neergesink op sy knieë teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei. Was niks verkeerd nie. Weet jy, daar was kerke, groot kerke. Wat gesê het, is julle ouens nie lekker nie, kom steek julle hande in die lug. Julle is besig om 'n bespotting te maak. Onthou jy daar? Dan Here die groot kerke tot inkeer gekom en besef dat wanneer jy jou hande oplig, dan doen jy dit nie ter eer van 'n mens nie, maar ter eer van die Here. Die volgende skrif in Timoteus 2 vers 8 sê, ek wil dan hê dat julle manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. So die Here wil hê jy moet jou hande oplig ten opsigte van hom. Hy wil hê dat op elke plek waar jy bid, moet jy jou hande kan oplig en sê, Here, I surrender all. Ek gee vir U alles. Ek gee vir U oor. Nou is daai knielende posisie. Die ander een onthou was gesig op die grond.
Die knielende posisie is die bekendste een van ons kerk nog al die jare. Wanneer ons bid, staan ons op ons knieë voor die Here, net so Salomo gereed was om met die hele gebed en smeking tot die Here te bid, het hy voor die altaar van die Here opgestaan, op sy knielende houding, met sy hande na die hemel uitgebreid. Hy was knielend. Weet jy hoe lyk dit om te smeek? En kyk bietjie die ouens wat deesdae hier by die rookbord te staan, hulle dans nou deesdae by ander plekke. Maar meeste van hulle staan daar so met so pathetiese papier, het jy dit al agtergekom. Want ek dink as jy dit regtig in jou hart uit doen, en jy jouself verneder voor die Here deur op jou knie te staan, dan sien die Here tot jou gebed raak. Hy sê in elk geval, met elke geleentheid, maak julle self bekend aan die Here in smeking en danksegging, julle behoeftes. So smeking en danksegging is baie belangrik. Dis die hande so en die hande so. Wat het ek sê? Prys die Here. So knielend kan ons nou nie 'n probleem hê nie. En hierdie is my gunsteling posisie. Op my aangesig, plat op my maag met my hande voor my uitgestrek. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval, voor die ark van die Here na die aarde toe. Hy en die oudstes van Israel, hulle het stof op hulle hoofde gegooi. Esra 10 vers 1 sê, terwyl Esra bid, en hy wenend neerval en die belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering manne en vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. Christus beteken nie ek's hartseer nie. Maar weet jy wat, ek is dankbaar. Die Here se groot genade oor my. En dan gaan ek in die absolute eenvoudigste manier, niks kan jou steur as jy plat voor jou lê met jou arms uitgelê. Soos ek sê, behalwe as jy nou 'n bietjie groot in die middel is soos ek, dan raak jy met my bene 'n bietjie seer. Maar geliefdes, nou sien jy kan sit, jy kan staan, jy kan rondloop, jy kan gesig tot die aarde toe kniel, jy kan die hande ophef, jy kan kniel in die oorgawe posisie of jy kan plat lê voor die Here. Nou, na vanaand se diens, het jy geen verskoning om in geen posisie te bid nie. Bid soos jy is. Die Here ontvang jou soos jy is. Maar daar is 'n catch. We won't leave you like you came in Jesus' name. Wanneer jy voor die Here gebuig het, dan ervaar jy loop anders te daar weg. Dit is die 10 sent wat ek vanaand vir u kom los. Maar laat dit vir u 'n berekening in u bankkoste wees vanaand. 'n 10 sent wat groei van belegging tot belegging. En nou weet u, moenie u talente begrawe, daar's mense hier wat kan bid. Mense wat lanklaas gebid het. Mense wat verskoning soek om te bid. Ander wat verskoning soek om nie te bid nie. En vanaand het ons geen verskoning om nie te bid nie. Die koning wag vir u oproep. Ek dink aan daardie ou bereiming, het koortjie wat John Staan is gesing het, the Royal Telephone. The line is never busy. He's always on time. Vanaand het ons 'n heilige telefoon. Ek sê 'n e-mail is beter as enige e-mail. Weet jy wat ek sê? 'n e-mail is beter as enige e-mail. E-mail is nou so oud. Ek dink nie die jong mense weet eers meer wat is 'n e-mail nie. Ek weet nie eers of hulle weet hoe daai SOS besigheid gewerk het in die poskantore jare as jy 'n telegram gestuur het. En spoedpos het daardie jare baie stadig gekom. Eintlik op die agterkant van 'n perd of op 'n donkie of op 'n kar. Spoedpos was nooit spoedpos nie. Vandag is WhatsApp seker die vinnigste pos wat ons kan stuur. Tel jou woorde een vir een. Draai dit om in gebed en laat die Here jou seën. God seën sy woord vanaand in ons midde. Ek gaan vra dat jy sal opstaan. Ek gaan vir David vra om vir ons sy tafel te seën en ek wil vir elkeen wat vanaand ietsie bygebring het. Die tafels lyk mooi vanoggend. Sy nagmaaltafel was perfek. Ek het dit geniet.
Ek het net die handdoek misgekyk, verskoon, dit was my probleem. Alles was te wit vir my. Ek sê vir Caroline al die tyd, maar as ons gesels, ek sê vir Maurice, ek het hom nie gesien nie. Ek het hom geloop en soek en nadertjie wil ek ook nie so maak nie, of so maak nie, maar ek het hom net gemis. Maar een ding wat ons nie kan mis nie, kom ons mis nie die Here nie. Amen. Ons waardeer U, hoor. Ons waardeer dat U die opoffering gemaak het om vanaand hier te wees. Kuier nou lekker saam, kry 'n lekker koekie met koffie, praat met iemand, bid vir mekaar. Tel mekaar op. Baie dankie, Lel.